Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. Daar's dinge in die lewe wat ons inspireer om aan te hou, selfs wanneer dit moeilik of gevaarlik lyk. Die lewe van Robert Morrison is een van so 'n voorbeeld. Hy was die eerste sendeling na China in die vroeë 1800s en sy lewe wys vir ons wat volharding en gehoorsaamheid beteken. Morrison het sy huis, hy het sy familie en vertroude wêreld agtergelaat om 'n roeping te volg wat vir die meeste mense ondenkbaar gelyk het. Hy het Engels en Kantonees geleer en sy pad na China begin, maar dit was nie maklik nie. Die Chinese regering het buitelanders nie toegelaat nie, skepe het hom geweier en hy moes letterlik vir sy plek veg. Tog het hy nie moed opgegee nie. Hy het aangehou glo sy roeping van Abba Vader het van hom afgekom en dat sy werk belangrik was om te gaan doen in China. En hy het vasgehou in die teksvers wat sê in Joshua 1 vers 9, wees sterk en dapper, wees nie bang of verstrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. Toe Morrison uiteindelik in China aankom, moes hy in 'n klein pakhuis woon. Hy het self sy eie kos gemaak, hy moes die taal van die mense geleer het, en hy moes klere aantrek soos die Chinese mense, sodat hy nie aandag sou trek nie. Dit was teen die reëls om te preek of om die evangelie te verkondig, maar hy het nie opgehou nie. Hy het aan 'n klein groepie mense die evangelie verkondig en hulle begin leer oor Yeshua. Want Yeshua sê in Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, sodat hulle julle goeie werke ook kan sien en die Vader in die hemele verheerlik. Dit het Morrison 7 jaar geneem voordat hy sy eerste bekeerling kon doop. Nou stel jou voor, 7 jaar van geduld, 7 jaar van volharding en vasberadenheid. Selfs toe hy teenstand gekry het teen die druk en die publikasie van die Bybel in Kantonees, en selfs toe vakmanne wat hom gehelp het, opgehou het, het Morrison volhard. Hy het geweet sy werk is groter as sy eie krag, en dat Abba Vader hom geroep het om te bly doen wat reg is. Paulus het net soveel opstand gekry toe hy die evangelie gaan verkondig het en sê in 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die wedloop tot die einde gehou en die geloof bewaar. Morrison se nalatenskap was die vertaling van die Bybel, die 6 volume Chinese Engelse woordeboek en die opleiding van toekomstige sendelinge het die lewe van mense vir generasies verander. Morrison se invloed leef steeds voort in skole soos die Morrison Akademie en in die honderde lewens wat deur sy werk geraak is. Wat ons van Morrison kan leer is, volharding maak die verskil, selfs al sien jy nie die onmiddellike resultate nie. Galasiërs 6 vers 9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes, as ons nie moed verloor nie. Wanneer ons doen wat Abba Vader van ons vra, selfs al is dit moeilik, word ons werk 'n instrument vir groter verandering. Geduld en geloof gaan hand aan hand. Soms moet ons net leer om te wag en aan te hou doen wat reg is. Want 2 Timoteus 3 vers 3 sê, die Here is getrou, hy sal julle versterk en julle teen die bose beskerm. En wanneer jy eensaam voel, eensaamheid is nie die einde nie. Dikwels is ons roeping iets wat ons alleen moet doen, maar geloof en volharding bou 'n nalatenskap wat generasies raak. Jy sien, soos Morrison, kan passie jou werk en jou dade, al lyk dit hoe klein, kan 'n groot impak hê as jy alles doen van harte vir Yeshua en nie vir mense nie. Morrison se lewe herinner ons dat ware volharding nie net gaan oor wat ons sien of voel nie, maar oor wat ons doen ondanks die omstandighede. Dit gaan oor geloof wat in aksie vertaal word. Jou werk, jou volharding, jou dade van gehoorsaamheid en liefde kan 'n nalatenskap skep wat selfs na jou lewe voortleef. So laat hierdie storie van Morrison jou bemoedig, moenie moed verloor nie, al is dit moeilik. Volhard in jou roeping om disippels te maak en vertrou dat Abba Vader jou sal gebruik om iets groots te bereik, selfs in stilheid en teenstand. Soos Robert Morrison, wees getrou, wees geduldig en laat jou geloof in aksie sigbaar wees. Jou volharding kan mense se lewens en selfs hele nasies raak. Jy sien, Robert Morrison het 'n storie. Die vraag is, wat is jou storie? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir u liefde. Vader, ons wil kragtige instrumente wees, soos Robert Morrison.
Gee vir ons daardie krag en leiding en mag ons volhard, soos Morrison en soos Paulus. Dankie Vader, ek bid dit in Yeshua se naam. Amen. Shalom.